Goeiemôre prosesse. Vandag gaan ons molekulêre strukture doen. So kom ons kyk vandag eers wat is die belangrikste in molekulêre strukture. Dit is 'n vasstof, vloeistof en gas. Nou kom ons gaan vandag begin met 'n paar vrae. Ons gaan met 3 vrae begin. Die eerste vraag is: wie weet wat gebeur met ys sodra dit in die son gesit word? OK. Vraag nommer 2 is: wat gebeur met water as jy dit in die ketel ingooi en jy sit die ketel aan, wat kom uit die ketel uit sodra dit begin kook? En die derde vraag is, nou al hierdie is vorms van materie. Ek gaan nou verduidelik wat is materie en hoe kan ons dit identifiseer deur aan molekulêre strukture of hoe dit lyk. So, dit is wat ek wil verduidelik is, kom ons begin met wat is 'n vasstof. Nou, ek gaan vanaf vir julle wys hoe lyk vasstof. Nou, 'n vasstof se definisie is sy molekulêre strukture is tyd aan mekaar. Alles bestaan uit molekules. So kom ons begin nou. Hierso is 'n houer. Nou, as ons vanaf so kyk, 'n molekules van 'n vasstof is als baie styf aan mekaar gepak. Ja, houertjie is nie helemaal vol nie, ons dink blaas na ysblokkie. Nou, as soos wat julle kan sien, sy molekules is styf teen mekaar gepak, wat verduidelik dat hy het 'n vaste vorm, hy neem nie die houer se vorm aan, soos hy vat nie volume van die houer nie, hy is vaste struktuur. Nou, hierdie is 'n vaste stof. Nou, kom ons beweeg vinnig aan na 'n vloeistof. Nou, 'n vloeistof se molekules, as ons nou na hulle kyk, is 'n vloeistof se molekules is verder uit mekaar uit. Hy neem, as jy kom gebruik voorbeeld soos water, melk, enige vloeistof wat jy kan drink of wat jy kan op iets gooi soos olie of iets, dit is 'n vloeistof. Hy neem die volume van die houer op. Nou, kom ek wys jy vanaf sy molekulêre strukture is verder uit mekaar uit. Soos wat jy hier kan sien. Dit neem die houer se vorm op. En dan, laastens, is ons gaan 'n gas doen. Nou, 'n gas is soos helium, suurstof, al daai klas van goed, dit is 'n gas. Nou, as ons nou vanaf hier kyk na gas en molekulêre strukture, dit is baie verder uit mekaar uit. En as ons nou op verder stadium, as jy in graad 7 of graad 9 kom, dan gaan jy leer in molekulêre strukture is dat alles het kragte binne mekaar. So, elke keer as hy sy molekules verder uit mekaar uitgaan, dan is die deeltjies baie meer aktief, hy het baie meer spasie om te beweeg. So sy molekulêre kragte, kinetiese kragte, sy potensiaal word groter. En dit is wat gebeur as ons hitte is energie en hitte veroorsaak dat die molekulêre strukture groter uit mekaar uit word, die molekules groter uit mekaar sodat die molekules meer bewegingsplek het. So kom ons kyk vanaf hierdie bord, vasstof, vloeistof en gas. Ek gaan vanaf kortliks oor dit weer gaan, hier op die prentjies, dan kan julle mooi duidelik sien wat is wat. Nou, hier is 'n vaste stof. As ons kyk vaste stof, die definisie van 'n vaste stof, dit het 'n vaste vorm en volume. Die deeltjies is styf te mekaar gepak soos dit al die prentjies verduidelik het. Dan 'n voorbeeld van 'n vaste stof is ysblokkies of ysklonte en dan 'n klip. Nou, dit is al sy molekulêre strukture is styf te mekaar, vat nie die vorm nie. Dan kom ons kyk of ons na 'n vloeistof. Soos julle kan sien in die agtergrond is water. Nou 'n vloeistof, die definisie van 'n vloeistof, dit het 'n vaste volume, maar nie 'n vaste vorm nie. So dis wat ons bedoel met hy vat die houertjie se volume op.
Dit neem die vorm van sy houer aan. Die voorbeeld is water, melk, olie, enigiets van so aard, dit is wat die volume van houer opneem. Dan kyk ons nog vinnig hierso na 'n gas. Wat is 'n gas? Die definisie van 'n gas dit het nie 'n vaste vorm nie en ook nie 'n vaste volume nie. Dit versprei om die hele ruimte te vul. Die voorbeeld van dit is lig en stoom. Soos wat ons nou hier in klas sit, kan julle almal duidelik sien of waarneem dat elke keer as jy inasem, haal jy 'n suurstof en gasse in. So jy hoef dit nie noodwendig te sien nie, maar dit is wat ons inneem sodat ons kan oorleef. Dit is gas, want dit neem die hele volume van die plek op. Dan wat ons gaan leer is hoekom verander strukture en wat is sy molekulêre strukture. So wat ek wil nou kyk is, ons gaan nou die duidelikheid hê van wat is 'n smeltpunt. Nou jy kry 'n smeltpunt en jy kry 'n verdampingspunt en jy kry 'n vriespunt. Nou 'n smeltpunt, die definisie van 'n smeltpunt is dat dit is wanneer die voorwerp of 'n gas enigiets 'n smeltpunt bereik waar sy molekulêre struktuur verloor van 'n vaste stof na 'n vloeistof. Die definisie van die temperatuur waarop 'n vaste stof in 'n vloeistof aangaan. Voorbeeld van dit is ysklompe smelt by 0 grade Celsius. So enigiets warmer as 0 grade Celsius word dan 'n vloeistof. Dit is wanneer hy sy molekulêre struktuur verloor en dan na die hele houer opneem en dit word 'n vloeistof genoem. Dan kom ons kyk vanaf hierso na die volgende definisie is verdamping. Nou verdamping is 'n proses waardeur 'n vloeistof in 'n gas verander. Voorbeeld wanneer water verdamp in die son. So verdamping is sodra dit verby 100 grade Celsius verander dan of bereik, dan word 'n vloeistof in 'n gas. Soos wat ek nou verduidelik het in die begin van die les is, sodra jy jou molekulêre struktuur heeltemal te veel energie gee, dan begin die molekules ontsnap en te veel energie kry. Dit is wanneer dit besig is om te verdamp. En dit is wanneer daai stoom uit die ketel uitkom sodra jou ketel begin kook. Kyk. En ek neem aan julle almal moes dit ken, want julle moes al vir jou ma of jou pa of ouma of oupa al koffie gemaak het en jy moes al sien dat 'n ketel al wel stoom uit die ketel uitkom sodra jy dit aansit. Of ek hoop so as jy 'n goeie kinders is. Dan gaan ons nou vinnig kyk na die tabel. Nou ek gaan die tabel vir nou opbou om julle net te wys wat gebeur. Hierdie is nou die verandering. Ek weet hierdie is verskriklik baie inligting, maar dit is regtig baie eenvoudig. Toestande van water. 'n Vaste stof is enigiets kleiner as 0 grade Celsius, soos wanneer hy sy vorm hou. Die temperatuur, die faseverandering, was geen verandering in dit nie. En die beskrywing van die water is 'n vaste stof en dit bly sy ys. 'n smeltpunt is 0 grade Celsius en dit is wanneer dit begin smelt, so stadig begin afdrip en dan dit is smelt na vloeistof. Vloeistof is enigiets tussen 0 en 100 grade Celsius, want dan het water nog sy kookpunt bereik nie. Daar's geen vasverandering nie, maar bly water. Kookpunt, dit gebeur enigiets bo 100 grade Celsius, is wanneer water begin baie energie kry in sy molekulêre struktuur en dit begin verdamp, kook. Water kook en verander in 'n gas. Dan 'n gas, waterdamp, is enigiets bo 100 grade Celsius en daar's geen enkele water is in 'n gasvorm. Nou ek weet sommige kan 'n miskonsep hê van water van 'n dam of 'n rivier. Ons sê die water verdamp met al hierdie geweldige hitte. Ek weet ons het nou ongelooflik baie reën hier laaste ruk gehad, maar dit is sodra die oppervlakte van die water, jy voel dit nie, maar die molekulêre struktuur word verhit en daai water wat verdamp gaan wel op en dit vorm ons nou ons wolke.
Maar dit is nou van die punt af, ek wil net verduidelik dat wanneer die son die water van 'n dam of so bereik word, veroorsaak dit verdamping. So ons gaan vandag nou na die volgende video kyk. Dit is 'n baie oulike video. Dit is wel in Engels, maar ek sal verduidelik soos ons voortgaan. So ek wil jy moet vandag kyk. Verduidelik vir julle wat in Afrikaans is. Matter is materie. Dit is nou daai molekulêre struktuur van 'n vaste stof, vloeistof en gas. So als in die aarde is 'n molekulêre struktuur of het molekules binne dit wat vashou. So net dat jy weet wat is matter. Okay, as julle het duidelik gesien wat het nou gebeur daarso, dit was nou baie eenvoudig. Hy het baie eenvoudig gestel dat as jy 'n molekulêre struktuur het en jou molekules gee welwig, soos gas, het hy nou bewys met 'n waterballon wat volgetap word met gas en dan of geblaas word met gas en dit gee welgewig aan die voorwerp. So dit is hoe ons nou kan verduidelik dat als het 'n molekulêre struktuur, omdat dit volume opvat en wel as ook gas. So ek wil vandag vir julle wys, ek neem aan julle wonder nog die hele tyd, hoekom is hier so 'n pot, 'n gasstoof en dan wat is binne die koelersak. So ek wil vandag vir julle verduidelik en 'n fisiese eksperiment wys. Hoe weet ons wanneer iets vanaf 'n vaste stof, vloeistof en gas beweeg? So, kom ons kyk vinnig hierso. Ek gaan 'n eksperiment doen om vir julle duidelik te wys. Ons gaan vandag net hierdie gas stel. Hierso net vinnig aanmaak. Dan sy die gas is aanwesig om te brand. So, hier is ons pot. Hierdie pot gaan nou veroorsaak dat ons nou ons energie vandaan kry vanaf die vlam. Nou, hitte is energie. Hitte veroorsaak dat vanaf vaste stof gas, waterstof gas verander. So jy nou hier kan sien is dat vaste stof is enigiets 0 grade Celsius. Dit is hoekom ek in hierdie sak moet sit sodat hy sy temperatuur kan behou en nie smelt nie, omdat dit wel te koud is. So hier is ons ys. So wat julle kan sien, hier is ons ys, nog heel reg. Dit is ons so voel in jou vingerpunte hoe hy besig om te smelt. Jy kan sommer hoor toe ek hom insit, hy dadelik begin koud raak. So ja, okay, hier is ons ys huidiglik nou. Hy is nou huidiglik is ys in ons vaste vorm. So dit beteken ys is in ons onder 0 grade Celsius. So wat huidiglik nou besig is met die ys is dat dit is besig om te smelt. Dit is besig om in 'n water te verander. Nou almal weet hoe water, jy drink dit ensovoorts. En dan nou gaan ons wag ons vir dit om sy transformasie te kry vanaf 'n vasstof na vloeistof. So wat gebeur? Wat noem ons hierdie proses? Kan enigiemand sê wat gebeur met wat is die fase wat noem ons dit wanneer 'n vasstof na vloeistof verander? Ja, dit is smelting. Dit is wanneer 'n vloeistof of 'n voorwerp sy temperatuur bereik wanneer hy besig is om fase te verander. So wat ons nou hier kan sien is dat die ys is besig om te smelt. Dit is amper heeltemal gesmelt. Ek kan eintlik vir julle wys, dit is baie naby aan heeltemal gesmelt. Hierdie oontjie is redelik warm. Nou wat gebeur is nou, als is nou amper in 'n vloeistof vorm. Dit is wat nou met die ys gebeur. Dan, terwyl ons nou wag om te kyk wat gebeur met hierdie
met hierdie fases. Dit is nou besig, ek is om hier op die bord sien wat se hitte kom vanaf hierdie potjie. Nou, alles is nou in 'n vloeistof, amper redelik. Nou, dit is enigiets temperatuur gewys vanaf 0 en 100 grade Celsius. Dit is regtig eenvoudig, ons het nou 'n bietjie herhaal. Nou, die pot gaan nou sy kookpunt bereik. Sodra hy sy kookpunt bereik, van enigiets bo 100 grade Celsius. Sodra dit nou 100 grade Celsius bereik, gaan daai molekules begin uitsprei en soveel energie kry dat dit verdamp. Nou sodra dit verdamp, dan vorm dit 'n gas. En soos julle hier kan sien, dit is besig om te borrel hierso. Net vir veiligheid gaan ek hierdie dekseltjie opsit. Jy kan sommer sien dadelik wat gebeur is sodra ek hierdie deksel opsit. Dit begin toewasem. Die hele deksel is nou toegewasem. Ek kan nie eens behoorlik water sien van die bo af nie. En dit is wat daarna vrygestel word, daai waterdruppeltjies, ag jy nou wys ek net wag dat hy 'n bietjie meer water versprei daar. Sodra hy sy kookpunt bereik word, dan vorm dit die gas. En dit is nou, gaan ek vir julle wys, hier kan julle sien, ek dink julle kan sien. Ja, nog nie helemaal nie amper daar. Maar daai waterdamp word nou al meer hier op die deksel gekollekteer omdat dit nou besig is om te verdamp. So, ek gaan vinnig met julle vir my hier kyk. Ek wil julle moet hier vir my waarneem, inneem en ons gaan nou 'n aktiwiteit doen direk hierna sodat ons kan kyk hoe goed julle nou verstaan wat ek julle verduidelik het. Nou ja, kom ons kyk. Kan julle daai druppeltjie sien wat hier van die deksel afkom? Nou dit is wanneer water besig is om te kook, daai waterdamp. Dit is nogals baie interessant as mense dit so neem dat alles het 'n molekulêre struktuur. Ok, ek het nou hom afgesit en seker maak alles is veilig, ek gaan die gas inkoppel. So alles is nou veilig. Ok, so, julle gaan nou begin vir my met die aktiwiteit. Ok, hierso is die aktiwiteit wat ek wil hê julle moet doen is, hier is die hele graad 6e. Die eerste vraag is voltooi die tabel oor die fases en verandering van die water. Nou, fase van 'n water na van water, sy temperatuur en sy faseverandering. So, wat is die faseverandering? Nou, kom ek gaan vir julle hier skeer. Die eerste een is, wanneer ek hier my kakkie kry, en hier sit, is vanaf my vriespunt, my fase van water, dit is my vaste stof, vloeistof en gas. Daai is die drie fases, oor 1, 2, 3. Nou ek wil weet wat is die temperatuur van 'n vaste stof bestaan, onder wat temperatuur moet dit wees, sodat ons weet dit is 'n vaste stof. Ons praat nou hoofsaaklik net van water. A2O. Nou, dan wil ek weet by watse temperatuur, tussen watse twee temperature. Ek het dit met julle gesê, ek het julle nou sê, as twee temperature is, kry ons 'n vloeistof. En dan wil ek weet by watse temperatuur kry ons gas. Bo, so ek wil weet onder, dit moet kleiner as die temperatuur wees, grade Celsius, onthou, jy kry 'n punt vir grade Celsius, jy moet dit daar vir my skryf. Grade Celsius, en dan by watse temperatuur gas gevorm word. So dit moet groter as watse temperatuur wees om 'n gas te kry. Nou, ek wil hê ons moet die drie fases skryf. Nou, drie fases, ek gaan vir julle so saam met julle deurgaan, maar ek voel ek gaan vir julle net so vinnig verleiding gee, maar ek gaan vir julle een ooplos, of altyd ooplos is, hierso is, vaststof is jou vriespunt. Vriespunt. Nou, kom ek gee vinnig duidelikheid oor vriespunt. Vriespunt is wanneer jou gas weer terug verander na 'n vaste stof toe.
So onder watter temperatuur moet jou vaste stof wees of ag jou gas wees om jou vasstof en dit is ons obviously is 0 grade Celsius. Maar die volgende ene moet ons nou deurgaan is 'n vriespunt, daai twee gaan vir jou los. En kom ons gaan vanaf hier na vraag 2 toe. Kies die korrekte antwoord. Vasstof, vloeistof of gas. Baie maklik, water dan is 'n suurstof is 'n en water is in die rivier is 'n wat. En dan ys is 'n hier is baie eenvoudig, ek wil hê julle moet die aktiwiteite met doen in julle werkboeke. Julle gaan vir my skryf aktiwiteit 1, dan die datum 24 April 2025 en dan gaan julle vir my 'n lyn ooplos en dan vir my 'n lyn trek. Dan gaan julle die aktiwiteite met doen. Teken die tabel vir my asseblief in Potlood. So ek wil hê jy moet my die hoofdefinisies of die hoofopskrifte wil ek hê jy moet skryf in pen. OK. Dan wil ek hê jy moet net vir my net vasbyt. Nou wil ek hê jy moet my net dan die volgende aktiwiteit wat ek wil hê jy moet doen, maar hierdie aktiwiteit doen julle vir my by die huis. Julle gaan vir mondelings, so julle gaan nie dit vir my in die werkboek skryf nie, niks nie. Julle gaan die aktiwiteit doen en dan wil ek hê jy moet na die ou huis toe gaan. Dan wil ek hê jy moet vir my 3 voorwerpe van elke fase vir my verduidelik of vir my sê wat jy gesien het by die huis. So vaste stof, vloeistof of gas. So voorbeelde van vaste stof by die huis kan 'n ysblokkie wees, dit kan jou ma se koffietafel wees of 'n koppie of enigiets van so 'n aard. En dan vloeistof, jou ma se domestos, stof, ook water, enigiets van daai aard en gasse wil ek hê jy moet kyk wat se gasse is daar rondom 'n mens wat ons weet is in die atmosfeer. So dit is my 3 voorwerpe wat ek wil hê, maar dit is ook sowel ook enige 2 aktiwiteite wat ek wil hê jy moet doen vir die les. Ek hoop julle verstaan, maar ons het redelik baie herhaal wat is 'n vasstof, vloeistof, gas, sowel wat is 'n vriespunt, kookpunt en 'n smeltpunt. Dit is die fases wat jy moet ken vir die les. Maar baie dankie julle het baie geluister. Ek waardeer dit.